Lindell Smith in the house. Turn it up. We ready to joust. Jai Louis turn now out. Feel the beat drop. Waterberg stereo. We climbing to the top. Voices from the valley echoing loud. Community vibes, man. We're feeling proud. Every tale shared, every microphone. From the streets to the waves. We in the zone, listening close. You can hear the heart. Real stories told. That's where we start. Goeiemôre luisteraars en welkom by almal se mikrofoon hier op Waterberg Stereo 104.9 FM. Ek is Lindell Smith en dit is vir my 'n groot voorreg om vandag saam met jou te wees, veral omdat môre gelofte dag is, een van die mees historiese betekenisvolle dae in Suid-Afrika se geskiedenis. Vandag praat ons nie politiek nie, ons praat nie verdeling nie, ons praat geloof, geskiedenis, identiteit en waarheid. Gelofte dag het sy wortels diep in geloof, gehoorsaamheid en God se beskerming. Vandag gaan ons kyk, waar kom hierdie dag vandaan, wat beteken dit werklik, waarom herdenk ons dit vandag nog, en hoe leef ons dit uit in 'n land wat weer God se hand nodig het. Later in die program gesels ek met 'n gereelde stem op ons stasie, Zaai van 'n Neefer, wat altyd diep perspektief bring oor identiteit, erfenis en geloof. Maar voor ons by die begin, gaan ons eers luister na ons gelofte van Siren Vox musiek. Van woorde uit nood tot ewige wet, vir die wat teen die juk verset. Belas is die nageslag om offer te bring, op hierdie dag vir ewig gelooflied sing. So moet ons ook ons plig vertel, aan ons kinders moet ons die voorbeeld stel. Genade so onbeskryflik groot, gee die Skepper aan die volk wat aan hom behoort. Belofte gemaak word belofte betaal, nimmer mag ons kinders dwaal, nog bloedrivier, nog paardekraal, laat ons onthou die pleis was kraal. Laat die dag ewige dankdag bly, maak jou hart my volk weer rein. Tweespalt gesaai, verwarring en verraad, die ware gelofte skuil tussen die kwaad. Deur ondersoek ontdek jy keer op keer, hier en daar nog 'n valse leer. Maak toch werk daarvan en vra jou vraag, wees nie naïef van die einde van daag. Sou jy sluimer of dwaal of slaap, word jou toekoms voor jou weggeraap. My volk, my mense word toch nie verlei, vir volk behoud sal ons dit moet vermy. Buig jou smeek om vergifnis nou, bring jou offer, erne jou trou. Verbondsvolk, wat staan jou nou te doen? Wil jy sy wonderwerke onreg noem? Ons plig deur verouers op ons gelê, maar volharding is wat die Allerhoogste wil hê. Verbondsverbreking verdoem verdwyn,
is ons self dalk die oorsaak van ons eie kwyn. Magtig is hy wat skep en bou, sy almag troon uit hoog bo jou. Belofte gemaak, word belofte betaal, nimmer mag ons kinders dwaal, nog bloedrivier, nog paardekraal, laat ons onthou die pryds was skraal. Laat die dag ewige dankdag bly, maak jou hart my volk weer rein. Laat die dag ewige dankdag bly, laat jou kinders dit ook bely. 'n Huis moet ons bou in die volk se hart, nie 'n goue stad of struktuur apart, maar in die murg van 'n grinnige paar, wat nog bly staan in die Skepper se laar. Groot is sy dade vir ons volk so klein, maak jou hart my volk weer rein. Wat het op 16 Desember werklik gebeur? Geloftedag neem ons terug na 1838 na 'n tyd van ongelooflike spanning, onsekerheid en dreigende oorlog. Die voortrekkers was 'n klein groepie mense ver van huis, omring deur gevaar, en hulle het geweet, hulle kan dit nie alleen doen nie. Op die aand van 15 Desember, presies vandag, het iets gebeur wat die geskiedenis vir altyd sou verander. 'n Man met die naam Sarel Silje het 'n gelofte voorgelees, nie aan 'n koning nie, nie aan 'n regering nie, maar aan God. Die gelofte het gesê: Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Hierdie was nie 'n politieke besluit nie, dit was 'n geloofsbelofte. Die volgende dag, 16 Desember, het die slag van Bloedrivier plaasgevind, en teen alle verwagting, teen 'n numeries veel groter vyand, het die trekkers se oorwinning behaal, wat selfs nie met menslike logika verduidelik kan word nie. Dis geloftedag gaan nie oor oorlog nie, dit gaan oor God se beskerming, dit gaan oor 'n volk wat gebid het, dit gaan oor 'n belofte wat eerlik gemaak is en eerlik nagekom is. Dit is belangrik om te verstaan, geloftedag behoort nie aan 'n politieke party nie. Geloftedag behoort nie aan 'n groep mense nie. Geloftedag is 'n dag van geloof. Baie mense vra vandag, maar hoekom herdenk ons dit nog? Wat het dit met ons te doen? Luister mooi. Wanneer 'n volk saam bid en God vra om in te tree, en hy doen, moet daardie wonderwerk nooit vergeet word nie. Dit is 'n dag van dankbaarheid, nie triomf nie, nie politieke trots nie, net dankbaarheid. Dit wys vir ons dat geloof jou deur enige krisis kan dra. Die trekkers het nie net oorwinning behaal nie, omdat hulle die sterkste was nie. Hulle het dit behaal, omdat hulle die gelowigste was. Dit herinner ons dat ons God se genade nodig het, soos destyds, so nou. Dit is deel van ons land se erfenis. Ons kan nie die storie van Suid-Afrika vertel sonder hierdie deel nie. Dit vorm 'n deel van wie ons is as mense wat God gesoek het in gevaar. Jy en ek en jy beloof, maar breek dit soos 'n speel. Klanke in my kop word oopgeknoop. Dag sê, my naam is Anton Jansen van Vieren. Ek is die bestuurder hierso by Bloedrivier Erfenisterrein in Dundee en Natal. En ons is nou baie naby aan ons 16de Desember, wat ons die geloftefees herdenk weer, en wat ons bietjie weer ons belofte wat ons aan God gemaak het, wat ons weer bietjie herdenk.
Nou 16de Desember, ons is gewoonlik so hier van die 13de af, as ons aan die gang hierso. Die kampplekke, ons het so oor die 200 staanplekke, waarvan kragpunte, elke kragpunt het so 4 of 5 staanplekke, kragpunte wat jy kan gebruik. En ons wil die mense uitnooi, kom geniet dit hier by ons. Dit is altyd 'n lekker tydjie hierso, dis altyd, ons is familie, ons is nou almal wat nou al hier was en altyd kom ken. As jy hier kom, is jy een groot familie. So ons wil almal uitnooi en kom kuier by ons, kom kyk wat ons hier doen. Dit is vir ons 'n groot voorreg en 'n eer om dit te kan doen. En waar ons nog staan hierso, julle sien die groot granietwaai agter my, laat dit nog skoon is en dit is alles dinge wat inkom van besoekers. Ons kry nie fondse van buitekant af nie. Die fondse wat hier gegenereer word en gedoen, kom alles van besoekers af. En die mense dra vir ons by en staan saam met ons, want ek meen is tog ons erfenis. Ons moet dit hou vir die kinders. Ek wil vir julle so vertel, van laas jaar was ons so 40% wat nuwe mense wat hier toe kom wat nog nooit hier was en dit was jong mense wat vir ons bittere lekker was om dit te ervaar dat die jong mense deurkom. So ek wil die jong mense ook uitnooi. As jy nie getroud is, student, kom kuier by ons. Kom ervaar 'n lekker boeresport. Kom sakresies, maar nog met 'n sak wat jy nog juk na die tyd. Kom trek tou, kom bou 'n kleios, die klei uit die donga uit, die rek uit die donga uit. Ons gooi 'n bietjie klei laat, skiet ketty en dit is ons speel die ou speletjies wat ons ou garde nog geken het, 'n vroteier. Die baie mense ken dit. Speel daai tipe goeders wat ons met die kinders doen en almal besig hou. Gewoonlik op die 15de die aand het ons hier so 'n lekker sokkiehol dans wat ons almal kom kuier. Span die jong mense in dat hulle bietjie die ou mense wys hoe word daar gedans en te kere gaan. En dan die 16de Desember word dit stil. Dan doen ons dit wat ons veronderstel is om te doen en die plig wat ons, die belofte wat ons gemaak het aan God, dan herdenk ons daai gelofte wat die afgeneem was en ons het 'n diens in ons saal, gaan ons af na die laar toe en ons skiet bietjie die kanonne, ons vertel die storie, stel die vlaatent toon en dit is dan vir ons 'n groot Christelike dag wat ons dan met die mense doen. Wat lekker is, ons is gewoonlik so hier van 6:00 die oggend tot so 1:00 die middag is ons aan die gang en daarna kuier ons almal lekker saam. Daar's baie braaiers wat mense kan kom braai. Ons het etes in die restaurant. So ek wil julle asseblief julle uitnooi, kom kuier vir ons hierso en kom help ons bou aan ons erfenis vir ons jong mense. Dankie. Anton, ek wil graag vir jou vra en ek dink in hierdie huidige ekonomiese klimaat wil mense weet, wat kos dit om hier te kom kamp? Wat kos dit per persoon? En as jy nou net vir die dag hier wil kom besoek af lê, hoeveel kos dit? Roeie, ons het ons dagtariewe is R50 vir volwassenes, R30 vir kinders. Dit is wat jou deur die jaar sal kos om by ons te kom kuier en dan is dit alles ingesluit, die museum, die laar wat jy kan sien hierso met geloftedag, geloftetyd. Het ons die kampstaanplekke is gewoonlik R80 vir die staanplek en R80 per persoon wat jy kan betaal vir die staanplekke. En met die 16de as jy as 'n dagbesoeker kom, gee 'n donasie. Ons het nie dagtariewe op die 16de nie. Jy gee 'n donasie vir ons en dit wat jy kan en dit word ingesit. Daai gelde, al daai gelde wat dan inkom word net so gebruik deur die jaar om die plek in stand te hou. Dis so 280 hektaar grond wat hier is, waarvan 120 hektaar museum is wat 'n mens moet gras sny. So dis maar 'n paar liters diesel wat gebruik word. So al daai gelde vir die instandhouding kom dan uit die 16de Desember en die week wat daar was se fondse wat inkom. Deur die jaar kry ons heelwat besoekers. Ons kry baie van die oorseese besoekers kry ons. Daai gelde word ook net so stok vir die winkeltjie, die restaurantjie word dit dan ook gebruik vir die opgradering op die gronde en vir die instandhouding.
Dit was 'n opname deur Rudy Rousseau. Bly ingeskakel, net na die breek gaan ons gesels met Zaai van den Heever. Moenie weggaan nie. Zaai, welkom terug op Almal se mikrofoon. Dis altyd lekker om jou hier te hê. Môre is gelofte dag, 'n dag vol betekenis. Kom ons begin eenvoudig. Wat beteken gelofte dag vir jou persoonlik? Hi Lindel, dis altyd so 'n groot plesier en 'n lekker kry om met jou te kan gesels oor hierdie wonderlike dinge, om met iemand te praat wat dalk verstaan en jy weet, en jou wonderlike program, dat hierdie program van jou net van krag tot krag sal gaan. Ook vir Waterberg Stereo met sy personeel en alle luisteraars, dit is 'n groot plesier om met u te praat oor hierdie wonderlikste gelofte dag. Ja, almal het baie kere verskillende gebruike daarvoor. En hoe begin ek vandag om met u te praat oor hierdie onderwerp van gelofte dag? Hoe verduidelik ek aan u wat se betekenis het hierdie dag vir my? Want hierdie dag is iets spesiaal, hy lê aan my hart, Lindel. Omdat ek weet dat hierdie gelofte dag is ons erfenis, is ons hoop, is ons geloof in Jahwe. En jy kan nie gelofte dag losmaak van die woord van Jahwe nie. As jy aan die woord van Jahwe glo, dan kan jy verstaan waarvanaf kom gelofte dag. As ek en jy moet praat oor 16 Desember, dan besef ek net weer as die almagtige Jahwe Elohim nie vir ons daardie dag van 16 Desember 1838 ingetree het nie, sou daar nie vandag 'n boervolk gewees het nie. Daarom wil ek tog nederig vir die luisteraars vra, maar ook dringend weer 'n beroep op hierdie boervolk doen, om terug te gaan na hierdie gelofte aan Elohim, om ons sondes te bely en om hom om vergifnis te vra, want hy is getrou en sal ons vergewe. Hoor u wat sê hy daar, liewe luisteraar? Soos hy beloof het daar in 2 Kronieke 7 vers 14. As my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sondes vergewe en hulle land genees. Dan sal hierdie volk weer 'n gelofte volk wees. Maar vir my persoonlik beteken dit net die woord van Jahwe. En as ek en jy gaan kyk na hierdie woord, dan besef ek net dat gelofte dag sou nie ontstaan het as daar nie mense was wat aan die woord van Jahwe vasgehou het en geglo het nie. Soos waaragtig ek glo en ek hou vas aan hierdie woord van Jahwe. Omdat ek weet wat Jahwe vir my beteken, dat hy soos daar in Psalm 91 vir my sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Met ander woorde, maak nie saak wat die omstandighede daar buite is nie, solank ek net in hierdie skaduwee van hierdie Almagtige kan wees en daarin kan vertrou. En dis hoekom hierdie gelofte dag vir my persoonlik so baie beteken en ek wil 'n beroep doen op elke luisteraar om ook hierdie gevoel te kry, hierdie erfenis, want dit is ek en jy se erfenis, liewe luisteraar. Want dit is waarop ek en jy kan terugval. Want gelofte dag beteken vir ek en jy die uitredding van Jahwe se volk. En dit gaan nie hier oor wen of verloor nie, liewe luisteraar. Dit gaan oor dat hierdie gelofte is deur ons voorvaders gedoen aan die Almagtige. Hoekom? Omdat hulle geglo het daarin.
Ek wil net vir julle 'n paar grepe uit die Zulu wat 'n Zulu kryger gesê het, wat Bloedrivier oorleef het aan Dominee J.C. van Rooi en later professor. Hy sê ons was nie bang vir die slag van die gewere nie. Dit het ons al geken, maar ons is deur vrees oorval toe daar waans van vuur uit die hemel gedaal het en duisende figure in glinsende ligstrale om die laarstellings ingeneem het. Toe het ons uiteen gespat en gevlug. Nou die vraag wat ek aan u wil vra, o liewe luisteraar, is, glo u dit wat hy hier sê? Glo u dat daar waans van vuur uit die hemel uit was? Want ek en jy moet glo dat Jahwe 'n waarmaker is van sy woord en van sy beloftes. Want daar in 2 Konings 7 vers 7 sê hy, want Jahwe het die leer van die Arameëse gedruis van waans en 'n gedruis van perde, 'n gedruis van 'n groot leermag laat hoor. En daarom kan ek en jy vashou, en omdat ek en jy die woord glo, weet ons hoe Jahwe ingegryp het op daardie dag. Hoe hy ek en jy se gebede verhoor, en dis wat gelofte dag vir my beteken. Is dat Jahwe altyd, as ek na hom toe kom, sal ek sê, nie met leë hande wegsteek nie. Dat ek op hom kan vertrou vir my veiligheid, vir my volk, vir my vrou en kinders en my gesin en almal van hulle, dat ek elke een van hulle onder die bloed kan pleit. En jy weet, daar in 2 Konings 6 vers 15 sê hy, en toe die dienaar van die man van Elohim vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad, en sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? Maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as wat by hulle is. En nou stel hy dit vir ek en jy daar so mooi duidelik, geliefdes. En moet ek en jy dit tog maar glo, ne? Omdat dit uit die Bybel is, het Elisa gebid vir Jahwe en het hier die diensknegt, naamlik Gehazi, sy oë oopgemaak en het hulle dit gesien. So het hierdie Zulu dit gesien. En so is daar baie van hierdie historie, hierdie geskiedenis, wat vir ek en jy nie altyd gesê is nie, om hierdie uitredding te gee van hierdie volk. Maar ek wil na u toe kom en vir u vra, geliefdes, dat u ook gelofte dag u persoonlike erfenis sal maak. Want soos die woord van Jahwe ek en jy se erfenis is, soos gelofte dag ook ek en jy se erfenis. Dat ek en jy onder die skaduwee van die Almagtige mag bly en mag skuil. Is dit nie wonderlik nie, dat ek en jy kan vashou aan Psalm 91? Want dit is wonderlik. Hoe Jahwe vir ek en vir jou kan uitred uit hierdie omstandighede. En ek en jy is weer by daardie punt. En ek wil net vir u vra dat u tog maar die geskiedenis gaan lees. Dat u die absolute goed gesien het wat hierdie volk, hierdie klompie voortrekkers was in sak en as en was daar geen uitkoms vir hulle nie. Behalwe hier die een uitkoms, en dit is wat gelofte dag vir my beteken, dat ek daar die voorreg om aan die Almagtige te bid, om vir my te help, om terugkeer na Jahwe te maak. Want dit is belangrik vir jou siel, geliefdes. Want as dit nie vir jou siel ook belangrik is nie, dan is jy verlore. En moet ons maar hierdie dingetjies vir mekaar sê. En ja, Lindel, daar is so baie ander goed. Ek weet eintlik nie waar om te begin en waar om te los nie. Maar dis 'n wonderlike dag. En waarin ek en jy net moet vashou. En dit is hoekom hierdie gelofte dag my persoonlike erfenis, my hoop is en my geloof in Jahwe is. Ek dink persoonlik is daar mense wat
geloftedag nie ten volle verstaan of eers bewus is van die geskiedenis rondom geloftedag nie. Tot vandag toe is daai dag nog steeds relevant, omdat dit 'n belofte was wat vir God afgelê was en God het deurgekom en ons met die gelofte onderhou soos in 1838 beloof is. So, hoe dink jy kan mense geloftedag vandag uit 'n moderne perspektief verstaan sonder om dit te sien as 'n politieke dag? Lindel, wat ek vir jou kan vertel ure aan mekaar van hoe wonderlik Jahwe vir ek en jy sal ons wat sy kinders is. Maar ons moet nie met die mond sy kinders wees nie. Ons moet met die daad sy kinders wees. Want ek en jy is ambassadeurs van hierdie hemelse koninkryk. En dat mense en ek en jy se lewe kan sien dat daardie is 'n ambassadeur van die hemelse koninkryk. En Pilatus kom by Yeshua en hy sê, weet jy nie ek het die mag om u te laat kruisig nie. Hy sê, as dit nie vir my Vader in die hemele was, wat vir jou hierdie mag gegee het nie. Sien nie? Met ander woorde, niks kan ek en jy kom as Jahwe dit nie toelaat. Hy sê, en hierdie is nie my koninkryk nie, want as dit my koninkryk was, sou my volgelinge geveg het vir my. Soos daar tonne en tonne voorbeelde wat ek en jy kan neem. Want jy sien, die Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, die dinge wat ons nie sien nie. Met ander woorde, ek en jy weet, dat hierdie hoop wat ons op Jahwe self nooit sal beskaam. Die altyd sy belofte sal hou. En dit is hoekom dit belangrik is. En net hierdie politiek van hierdie land, van hierdie wêreld, toe dit goed gegaan het met hierdie volk. Ja, toe jy met R1 'n paar dollars kon gekoop het. Toe ons vegvliegtuie gebou het, toe ons Daniel opgerig het. Helikopters wat sommer net so kan opstyg, valle helmets wat daar waar jy kyk, daar skiet hy. Vra vir my, ek was in hierdie weermag gewees. Hierdie weermag wat Jahwe se weermag was, wat geen weermag in die hele wêreld ons sou iets gedoen het, want ek en jy was 'n gelofte volk. En toe begin dit goed gaan, toe los ons, liewe luisteraars, los ons al hierdie goedjies, en elke ou kyk net wat kan hy inpalm, in plaas van om op sy knieë te gaan, en 'n voorbeeld te wees vir sy medevolksgenote, om hierdie dag te kan herdenk. Baie dankie, jy het nou so mooi verduidelik oor hoekom dit nie gesien moet word as 'n politieke vakansiedag nie, maar 'n verbond wat vir ewig 'n loflied sing. Ons gaan net vinnig oor na 'n breek voor ons groet, bly ingeskakel, moenie weggaan nie. Jy is ingeskakel op Waterberg Stereo 104.9 FM. Jy luister na almal se mikrofoon, saam met my is Zaifin en Jefer. Die breek moes ongelukkig oorneem, maar ons kan nie so totsiens sê sonder 'n laaste boodskap nie. Zai, wat is jou boodskap aan luisteraars vir môre? Ja, Lindel, dit is daar maar so 'n voorbeeld. Ons kan na heel tyd gesels oor hierdie wonderlike dag. Jy weet, ons het nog nie eens geraak aan hierdie dag se wonderwerke nie. Want dit is een wonderwerk. Ek het dit weer besef toe ek daar op daardie gegiete ossebaas gesit het daar by Bloedrivier. En ek kyk so en ek besef dat hierdie hele gelofte dag is net 'n wonderwerk van Jahwe. Dat hy alles volgens die boek gemaak het. En is dit belangrik dat ek en jy dit sal weet. En jy kom en jy vra vir my vandag, maar Zai, wat is die boodskap aan die luisteraars? En luisteraar, ek wil vir u vandag 'n ander ding sê. Gaan lees maar net die woord. Kom terug na die woord toe. Daar in Joshua 2 staan, en ons weet nou van daardie het Rahab
het aan die manne gesê, vers 9, ek weet dat Jahwe die land aan julle gegee het en dat die skrik vir julle op ons geval het en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. Dit was so gewees, geliefdes, dat die hele wêreld, lande, praat nie net van die binnelandse bevolkings nie. Ek praat van ander lande, dat hulle gebewe het, as hulle net van ons gehoor het, van ons weermag. Hoekom? Want ons was hier die gelofte volk. En luister nou baie mooi wat sê Joshua 2 vers 10, want ons het gehoor dat Jahwe die water van die Skelfsee voor julle by julle uittog uit Egipte laat opdroog het, en wat julle die 2 konings van die Amorite, Sihon en Og, oorkant die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die banvloed getref het. Luister nou baie mooi. Toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld, sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie. Want Jahwe julle Elohim, hy is Elohim in die hemel daarbo en die aarde hieronder. En toe kom my volk en hulle stel nogal wat noem jy dit? Gelofte volk ding op. En hulle sê, maar jy weet, daar mag nie 'n pastoor of 'n wie ook al daan behoort nie. 'n grondwet, Bloedrivier grondwet op, dat net predikante en net die 3 Susterskerke en later verander hulle toe die APK bykom, dat net hierdie 4 kerke se predikante, wat hulle is opgelei om my volk te verlei, geliefdes. En nie almal nie. Ek skeer miskien nou almal onder een kam, maar dit is daarom gelukkig nie almal nie. Maar die feit van die saak is, as jy weet, daar is 'n probleem in my kerk of my organisasie, kom daar uit. Want dit is ek en jy se woord om terug te kom na hierdie wonderlike dag toe. En as dit met môre kom, gaan op jou knieë en vra Vader. Bel maar jou geliefdes, bel jou familie, bel iemand wat jy kan sê, en sê, kom ons gaan net bietjie na hierdie gelofte dag doen. Kom ons gaan hoor, en ons bely ons oortreding. Kom ons kom net terug na hierdie laar van die Allerhoogste, want dit is baie belangrik. En wil ek dit vir u inskerp en vir u sê, kom maak gelofte dag jou erfenis, jou hoop, jou geloof in Jahwe. Want as jy nie hierdie geloof in Jahwe het nie, sal jy ook nie hoop hê nie. En as jy nie hoop het nie, sal jy ook nie 'n erfenis verwagting het nie. Want net soos die woord van Jahwe ons erfenis is, en ons op pad is na hierdie 1000-jarige vrederyk, so is hierdie gelofte dag ek en jy se op pad na hierdie wonderlike uitkoms wat Jahwe vir ek en vir jou gaan gee. Maar dan moet ek en jy hom vertrou en ek en jy moet hom glo. Ja, Lindel, ek en jy kan nog wel lank gesels oor hierdie wonderlike onderwerp. En as my mense net kan verstaan, o luisteraar, as u net kan verstaan wat se wonderlikste dag, hierdie dag van Jahwe, wat Jahwe vir ek en jy gee. Hierdie uitkoms wat hy vir ek en jy gegee. En dit gaan nie oor wen of verloor nie. Dit gaan nie oor hoeveel Zulus daar dood is. Daar is baie dood. En daar is net 3 gewond. En 'n magtige volk het gegroei uit hierdie. Maar kom ek en jy wees weer een. Jy weet geliefdes, hulle sê op paardekraal. En ek het niks teen daardie gelofte feesdaad. Maar daar's 3 groepe. Die een groep maak klaar en hy gaan weg. Dan neem die ander groep oor. 3 groepe. En as die wêreld en hierdie wêreldse volkere, hierdie selfde Zulu mag, nou ek en jy kyk vandag, dan wat sal hulle sê? Nee, weet jy wat? Hulle het nie meer kenteken nie. Hulle het nie meer hierdie almagtige wat hulle aanbid nie. Hulle aanbid hulle self nou. En daarom wil ek by u pleit en vir u sê, kom terug na hierdie wonderlike dag
wat Jahwe aan ek en jy gegee. Ja, Lindel, dit is net 'n plesier om met jou en Waterberg Stereo en die luisteraars te kon gesels het vandag. En ek sien uit na môre en ek hoop u sien ook uit na môre. En dat u hierdie wonderlike dag daarna gaan kyk. En gaan kyk maar na al die opnames daar in YouTube. En baie dankie vir jou program. En dankie dat jy hierdie woord uitdra om terug te keer na Jahwe toe. Om hierdie liefde vir hom te hê. Want ja, hy is mos ons Vader. Hy sê, Yeshua sê, as julle wat sleg is, weet om vir julle kinders goed te doen, hoeveel te meer nie julle hemelse Vader nie. En dis my punt. As Jahwe het vir ek en vir jou gelofte dag gegee, sodat ek en jy kan weet dat hy ons erfenis, ons hoop en ons geloof is. En ek groet u o luisteraars en veral vir jou, Lindel. Shalom. Op 'n koue nag in die kamp se sand, waar kinders fluister, maar hou vas my hand. Die wind sny deur, die vlamme doof, maar hul geloof bly sterker as die dood. Onthou ons land, onthou hul pyn, hul trane in die grond deurdrink van pyn, van vrou tot kind, van bloed tot hand. Ons leef vandag omdat hulle gestaan het vir ons land. Vergeet hulle onder toegegroeide gras, hulle wat vir ons opgeoffer het, oor die Drakensberge gekom het, sodat ek en jy vandag hier kan wees. Die Boesman se rivier, stille getuienis van 'n tragedie wat afgespeel het, van opoffering, maar ook herinnering dat ek en jy dit nooit sal vergeet. Hul name stil, maar hul bloed getuig dat hul stryd nie vergeefs was nie. Dis ons getuienis vandag. Onthou ons land, onthou hul pyn, hul trane in die grond deurdrink van pyn, van vrou tot kind, van bloed tot hand. Ons leef vandag omdat hulle gestaan het vir ons land. Staan op my volk, die tyd is nou om weer te bou uit trane en rou, want vryheid kom nie sonder seer. Dis ons stem wat fluister, ons is steeds hier. Onthou ons land, onthou hul naam, hul bloed het geroep en ons staan saam. Soos gras oor graf te sag kom lê, sal hul gees deur ons bly voortbestaan. Onthou ons land, onthou hul pyn, hul trane in die grond deurdrink van pyn, van vrou tot kind, van bloed tot hand. Ons leef vandag omdat hulle gestaan het vir ons land. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty.
I will say to the Lord, you are my refuge, my fortress, my God in whom I trust. Under his wings you will find safety. His faithfulness is your shield and armor. You don't have to fear the terror of night, for the Lord, he is your refuge, your stronghold. Though 1,000 fall at your side, 10,000 at your right hand, it will not come near. He commands his angels to guard your way. They will lift you up in their hands so you won't stumble. Under his wings you will find safety. His faithfulness is your shield and armor. You don't have to fear the terror of night, for the Lord, he is your refuge, your stronghold. Because you love him, he will deliver you. He will answer you, rescue you in trouble. Long life he will satisfy you with, show you his salvation. Under his wings you will find safety. His faithfulness is your shield and armor. You don't have to fear the terror of night, for the Lord, he is your refuge, your stronghold. Ons het geluister na Onthou ons land en In the Shelter of the Most High van Siren Vox musiek, twee liedere wat ons herinner aan God se beskerming en sy hand oor ons land. Môre is gelofte dag, 'n dag om nie net terug te kyk nie, maar om weer stil te word voor God, om te erken dat hy ons bron, ons beskermer en ons gids is. Mag ons as mense, as families, as gemeenskappe weer besef dat 'n belofte aan God heilig is en dat sy getrouheid nooit verander nie.